Goeienaand. Baie welkom. Ons is dankbaar vir elkeen van julle wat hier is en ons is ook dankbaar vir die Here dat hy ons die geleentheid gegee het om vanaand weer by mekaar te kom. Ek het nou vanaand weer my Engelse Bybel gebring, so ek gaan lees so 'n bietjie Engels lees en dan gaan ek weer 'n bietjie in Afrikaans en Engels praat. So kom ons lyk net die oor aan, dit ons saam. Dierbare Koning, Vader, Here, maak U naam groot by God. Here, en ons aanbid U en ons dankie my dierbare Koning. Here, dat ons vanaand net weer by mekaar kan wees om U naam te verheerlik en U naam groot te maak by God. En Here, ek dankie. Ek dankie Here vir elke persoon wat vanaand net hier betrokke is. En dankie Here vir elke persoon ook wat opgedaag het, my Koning, om net meer van U te leer vanaand. My dierbare Vader, ek vra dat U die verrigtinge sal seën tot eer en verheerliking van die almagtige Koninkryk. Here, dat dit wat ons doen vir U soete offer sal wees. En my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Ek wil net weer noem, as ek praat, dan bly jy stil. Anders dan gee ek vir jou die Bybel en jy kan verder praat. OK? Baie dankie. Ek lees vanaand vir julle uit Galasiërs 6. Ek wil so 'n paar verse daar lees en dan wil ek julle moet vanaand baie mooi luister. Wat die woord van die Here vir ons sê en dit wat die Here op my hart gelê het om vir julle te vertel vanaand. En dan wil ek hê julle moet bietjie in julle self ondersoek instel nadat julle hier vandag vanaand, okay? My brothers and sisters, if someone is caught in any kind of wrongdoing, those of you who are spiritual should set him right. But you must do it in a gentle way. And keep an eye on yourselves so that you will not be tempted too. Help to carry one another's burdens. And in this way, you will obey the law of Christ. If someone thinks he or she is somebody, when really they are nobody, they are only deceiving themselves. You should each judge your own conduct. If it is good, then you can be proud of what you have yourself done, without having to compare it with someone else's what he has done. For we each have to carry our own load. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. People will reap exactly what they sow, and they sow in the field of the natural desires. From it they will gather harvests of death. If they sow in the field of the Spirit, from the Spirit they will gather the harvest of eternal life. So let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So then, as often as you have a chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family of faith. Ook kind van die Here wat die woord van God vanaand vir ons hierso sê is dat ons moenie toelaat dat mense ons deceive nie. Ons moenie toelaat dat mense 'n rad voor die oor draai as dit by die woord van God kom. Die woord van die Here leer ons en sê vir ons dat ons moet ook nie met God speel nie. Ons moenie met God speel. Ons kan nie week in en week uit na die woord van God luister en ons kan nie doen wat van ons verwag word, wat die Here van ons verwag om te doen nie. Ons moet doen wat die Here van ons verwag om te doen en dit is om onsself te verander. Dit help nie ek staan donderdag in en sonderdag in en elke keer wanneer daar mense is wat kos uitdeel en elke keer wanneer daar mense is wat julle iets vertel van die Here Jesus Christus, staan julle en julle luister na alles, maar op die einde van die dag, as jy hier wegdraai, het jy niks in jou hart ingeneem om te hoor wat die man of die vrou wat die woord gee vir jou sê nie. Maar die woord van die Here vir ons sê is, we must not deceive ourselves. So, moenie jouself ook 'n rad voor die oor draai nie. Woord van God, en ek het nou gelees, hy sê, moenie dink jy is iets as jy eintlik niks is nie. Moenie dink jy is iets. Don't think you are someone.
when you are actually nobody. Almal van ons moet altyd nederig voor God bly. Almal van ons. Maak nie saak wie of wat jy is in die lewe. Maak nie saak hoeveel jy het in die lewe. Bly nederig voor God. En moenie met God speel nie. People, I want to tell you that heaven and hell is a reality in our lives. If you don't change your ways and you die, I'm going to tell you, you're going to end up in hell. But if you change your ways and you do what is expected of you, like the Lord said in His word tonight, you will end up with eternal life. En hoeveel lekkerder sal dit wees as om saam met die Here Jesus Christus te wees, as om saam met Lucifer te wees. Daar waar jy elke dag gaan torment word, elke dag gaan jy gepynig word, elke dag gaan daar iets met jou gebeur wat jy net pyn en lyding het. En ek sê hier om jou bang te praat. Ek sê hier om vir jou die reality van, I want to tell you the reality of life tonight. As jy nie jou lewe reg kry nie, die dag as jy jou asem uitblaas, gaan die verkeerde man by jou staan om jou lewe op te eis, of om jou siel op te eis. Wil jy die gelykenis vertel van die ryk dwaas, staan in Lukas. Ek dink is Lukas 12. Hy sit terug en hy kyk na alles wat hy bereik het in sy lewe en hy sê, ek gaan al my skure afbreek en baie groter bou. En dan gaan ek terugsit en ek gaan drink en ek gaan party hou. En die engel van God verskyn aan hom en hy sê vir hom, jy's 'n dwaas. Want dit wat jy by mekaar gemaak het, die dag as jy sterf, gaan dit aan ander mense toe. En hy sê vir hom, maar wie kom jou siel opeis nou? As jy nou moet sterf, wie kom jou siel opeis? So ek wil vir elkeen van julle vanaand sê, moenie dink omdat jy op straat is, jy kan nie 'n verhouding met God bou nie. Soos Roy sê, is jou beste kans om verhouding met God te bou, want die woord van die Here sê, wanneer jy op jou swakste is hy eintlik veronderstel om die sterkste in jou te moet wees. Moenie dink omdat jy vandag 'n Porsche ry, jy gaan môre 'n Ferrari ry nie. As jy môre wakker word, kan jy dalk met jou pote loop. Ja, of 'n BMW, bene moet wikkel. So, moenie dink omdat jy vandag iets is en jy dink jy's beter as ander mense, dat jy môre ook dit gaan hê in jou lewe nie. So moenie dink omdat jy niks het in die lewe, jy's niks in God se oë nie. God is actually vir elkeen van ons, soos wat hy vir die volgende persoon is. Maar omdat ons net 'n beter verhouding het met die Here, en vir die Here vra om ons te help, sê die woord van God vir ons dat elke belofte wat die Here het 'n voorwaarde. Die Here sê hy sal jou help, maar dan moet jy hom volg. Die Here sê hy sal jou help, dan moet jy sy wil doen. So as jy die wil van God doen, wat sal hy jou help? Die belofte van God is dat sy gedagtes aangaande jou is voorspoed en nie teëspoed nie. Maar jy kan nie net voorspoed verwag as jy jouself in teëspoed indruk nie. So my boodskap vanaand aan julle is net hierdie. Do not deceive yourself. Moenie met God speel nie. As jy die Here Jesus Christus wil dien hom in volheid en waarheid. Los daai dinge wat tussen jou en die Here staan. Bid en vra die Here, Here, wat staan tussen U en my? Openbaar dit aan my in 'n droom en 'n visie. As jy die Here Jesus Christus vra, glo my, hy sal dit aan jou doen. Hy sal vir jou wys wat tussen hom en jou staan. Maar dit help nie God wys jou en jy lê dit nie af nie. Want as jy dit nie aflê nie, gaan jy nog steeds op dieselfde plek bly waar jy vanaand is. Ons het baie jare terug het ons met hierdie uitreiking begin. Nee, ek saam met pastoor Johan nie, maar ons het uitreiking begin daar op die hoek van Velkom uit Roosstraat
en president Steyn. Ons het 350 mense op 'n aand gevoer. En baie van die mense het na die woord van God geluister. En die volgende uitreiking wat ons daar was, het daai party van hulle fancy gelei. Dan sê hulle baie dankie pastoor. Die Here het ons lewe verander, wat ons het geluister wat jy sê. Nou, ek wil vanaand vir elkeen van julle ook sê, net so kan God jou ook aanraak en jou lewe verander. Maar wat jy moet doen is jy moet dit wil doen. Dit help jy loop jy weg en jy sê, yes, ek gaan dit nou doen nie. Môreoggend dan is jy weer jou ou self. Jy moet môreoggend wakker word en dan iemand anders te wees. Ekskuus. Jy moet môreoggend wakker word. En nie iemand anders te wees nie, maar jy moet 'n mind change hê. Jy moet 'n mind change hê sodat jy voel ek is 'n nuwe persoon. So my gebed vir elkeen van julle is vanaand. As God met jou praat, luister. As God vir jou drome en 'n visie gee, doen dit. Doen wat God van jou verwag om te doen. En glo vir my, dan sal God doen wat hy beloof het om te doen. Amen. Kom ons lei die woord aan met ons saam. Dierbare Koning, Vader, Here, ons kom net vanaand my God en ek sê vir U dankie. Ek dank U, Here, vir U woord vanaand. Ek dank U, Here, dat ons U, Here, net kan vertrou om vir ons te doen, Here, wat U beloof het om te doen, Here. Vader, ek kom ook net vanaand en ek dank U vir elke persoon wat na U woord geluister het vanaand, Here, dat die saad geplant is. My dierbare God, ek vra dat U dit sal water gee en sal maak groei. En Here, ek dank U daarvoor. Ek kom ook vanaand, Here, en ek dank U vir die voedsel. En my gebed is, Here, dat dit ons sal versterk en voed, Here. En Here, dat U dit sal seën aan ons liggame. Dit alles tot eer en verheerliking van die groote, heilige en almagtige koninkryk. My dierbare God, ek dank U daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen en amen.